Piet Muskiet hou piknik. Geskryf deur oom Johan Jansen van Rensburg. Piet Muskiet hou niks van die gifspuitseisoen op Boer Gielie se plaas nie. Ma en pa Muskiet hou die familie veilig diep in die kelke van die groot geel pampoenblomme. Wanneer hulle die brul van Boer Gielie se klein gifspuitvliegtuigie hoor, almal in Pampoenland vrees die rooi gevaarte. Wanneer die gifspuitvliegtuigie so brul deur die lug woords, spoeg hy liters vol fyn gif oor Boer Gielie se lande. Dan is dit vir dae lank tjoep stil in Pampoenland. Want elke insekmaatjie kruip diep in sy huisie weg en haal net pikkies asem. Geen insek waag dit dan buite nie. Gogga skool se jaarlikse piknik maak daarom op vir die dae waarin die insekmaatjies die isolasie moes verduur. Teen die einde van die gifspuitseisoen is ma en pa insek al te gretig om hulle energieke goggaatjies aan juffrou Giffenpomp se sorg toe te vertrou. Gogga skool hou elke jaar piknik op die los sand voor die swemkuil aan die oorkantste grens van Boer Gielie se plaas. Daar waar Boer Gielie se gifspuitvliegtuigie nie tussen die doringbome kan deurwoel nie. Piet Muskiet en sy besties is net so opgewonde soos al die ander insekte. Hulle het 'n besondere spannaam vir die dag se manne-walis gekies. Jannie de Waal het voorgestel dat hulle die Gogganosters genoem moet word. En al die besties het gedink dat dit 'n naam uit die boonste rakke is. Patricia het vir hulle Gogganoster hempies gemaak uit die verlate spinnerak van 'n spinnekop wat in Boer Gielie se gifspuit beland het. Sy het die hempies in ters beetsappies geweek, en nou lyk hulle almal eenders. Die 5 besties met hulle pershempies sit met vlerkies wat tril van opgewondenheid op 'n droë kluit waar juffrou Giffenpomp die reëls van die dag verduidelik. Die belangrikste reël is dat geen insek die beskutting van die doringbome om die swemkuil mag verlaat nie. Hulle het in 'n groot swerm versigtig vanuit Pampoenland saambeweeg, tot teenoor die wal van die swemkuil. En hulle moet almal bymekaar bly. Geen insek mag alleen afdwaal nie. Juffrou Giffenpomp soek ook positiewe sportmangees. Die insekte mag nie lelike taal gebruik en vieslik wees met mekaar net om 'n medalje om hul nek te kry nie. Om te wen is nie die belangrikste vir die dag nie. Nee, die geleentheid om lekker te baljaar met jou besties, dit is die belangrikste van die dag. Piet Muskiet kyk na sy besties. 10 uit 10 vir juffrou Giffenpomp. Hy sien so uit daarna om die dag met sy besties te spandeer. Dit sal lekker wees om te wen, maar dit is nie al wat tel nie. Die eerste item op die Gogga sportprogram is Gogga 3-poot ressies. Met 'n lang grashalm word die 6 pote van elke insek in 2 groepies van 3 vasgemaak. Nou word 6-poot insek 'n 2-poot insek. Amper nes die 2 bene van 'n mens. Die klompie 2-beniges staan wankelend voor die beginstreep. Op julle merke? Gereed? Gaan! Juffrou Giffenpomp blaas hard deur 'n klein grashalmpie. Dit is 'n volle 1 meter tot by die wenpaal. Die insekte val oor mekaar en rol holderste bolder op die lossand. Dis 'n aardigheid om die groepie spartelende insekte die wenpaal te sien nader. Die toeskouers skree en raas, maar al wat vorder is die arme sukkelende insekte. Piet Muskiet se tong sleep later op die grond. Hy gee nie om as hy nie wen nie. Dis vet pret om so saam met jou besties te spartel. Patricia se dun beentjies is later vol stof en klontjies modder kleef teen Arrivarrie se maag vas. Net soos wat Piet Muskiet voorspel het, is dit Jannie de Waal wat die wenpaal eerste oorsteek. Met sy lang bene het hy 1, 2, 3 met groot spronge sommer bo oor sy spartelende besties gespring. Tini die Tor is gediskwalifiseer,
want hy het sy vlerke gebruik. Vlieg is teen die reëls. Dit is Piet Muskiet wat 'n pampoenpit die verste kan gooi. Sy persborsie staan trots geswel. Patricia kan haar asem die langste ophou in die swemkuil. Selfs Japie Kromneus het 'n medalje om sy nek. Hy kon homself die langste bo op 'n groot groen waterlelieblaar in die swemkuil balanseer. Al die besties staan later met 'n medalje om die nek. Almal, behalwe Arrivari. Na Goggasport is die piknik in volle swang. Die spanne sit in groepies op droë kluite bymekaar en bespreek die hoogtepunte van die dag. Piet Muskiet en sy besties is so in hulle noppies. Elke bestie herleef sy wen-oomblik met smaak, terwyl soet sappies uit blomkelkies hulle dors les. Dit gesels en beduie so wild, dat niemand eers agterkom toe Arrivari later stil raak en bedruk hul groepie verlaat nie. Arrivari is baie teleurgesteld in homself. Hy het heel laat gekom in amper elke item van die dag. Hy kan nie in Piet Muskiet, Patricia, Jannie de Waal of in Japie Kromneus se vreugde deel nie. Groot krokodiltrane val op die sand as hy selfbewus koers kies tussen die doringbome in. Alleen. Hy het vergeet van juffrou Giffinpomp se reëls. Hy dink nie nou aan sy eie veiligheid nie. Nee, hy dink net hoe 'n groot teleurstelling hy vir almal en veral vir homself is. Arrivari huil so dat hy nie die groot wit doring in die doringboom voor hom sien nie. Soos misny die groot wit doring reg deur sy Hottentotmaggie. Die Hottentotschot sappies drup uit sy Hottentotschot lyfie tot op die grond onder hom. Arrivari hang nie lank aan die groot doring voor hy sy laaste asempie moedig uitblaas nie. By die swemkuil het Piet Muskiet en sy besties skielik Arrivari se skril stemmetjie begin mis. Patricia en Jannie de Waal het wild begin rondvlieg tussen die ander insekgroepies en al harder na Arrivari geroep, maar daar was geen antwoord nie. Juffrou Giffinpomp het later 'n soekgeselskap uitgestuur. Het Arrivari in die swemkuil verdrink? Het hy dalk van boer Gielie se gif ingeasem? Die piknik het 'n nagmerrie geword. Vleiende insekte soek in swerms na Arrivari. Later het die viervliegies lig kom maak, maar steeds was Arrivari se spore dood. Niemand kon hom kry nie. Baie dae later het swerms insekte nog plek na Arrivari gesoek. Selfs boer Gielie het saans buite sy huis kom staan en kyk na die swerms insekte wat so oor die plaas vlieg. Tot vandag toe nog, as swerms insekte so rondvlieg, soek hulle na Arrivari, die ander se Hottentotschot. Piet Muskiet is baie hartseer. Arrivari was 'n spesiale Hottentotschot. Hy wonder of mense weet waarom insekte tot vandag toe saans so in swerms rondvlieg. Piet Muskiet sal Arrivari nooit vergeet nie. Om te wen is nie alles nie. Hy glo Arrivari is weg oor hy nie 'n medalje gewen het nie. En hy wat Piet Muskiet is, was so besig om te spog oor sy prestasie, dat hy nooit vir Arrivari in sy mislukkings getroos en beter laat voel het nie. Piet Muskiet weet nou meer van die lewe. Moedig vlieg hy voëlbytjie toe. Hy sal nooit weer sy eie belange eerste stel nie. Van nou af kom sy bestie se gevoelens eerste. So verloop die dae en die planne van Piet Muskiet. Soms stout, altyd slim en altyd saam met sy vriende. Want een ding is seker, deur dik en dun is Piet Muskiet een vriend 1000. Moenie vergeet om volgende week te luister wat Piet Muskiet se nuwe avontuur is nie.
Jy moet vir mamma sê dat Piet Muskiet elke Woensdag 5uur sal kom kuier. Wat dink jy gaan Piet Muskiet se nuwe avontuur wees? Kan jy raai?